gehoor nie. Christoph het my aangesteek. So, vergewe my maar. Ek wil vandag met julle praat oor die volgende. En dit klink nou baie diep. 'n Bybelse waarskuwing teen moderne profete. En daar's 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie gaan aanspreek vandag. 'n Bybelse waarskuwing teen moderne profete. So ek spreek vandag aan vals, nie verkeerd nie. Want daar's 'n verskil tussen vals en verkeerd. Ek spreek vandag vals aan, nie verkeerd nie. Kom ek verduidelik gou vir julle, wat is die verskil tussen vals en verkeerd? My perspektief. Ek sal partykeer sulke Griekse woord of Hebreëus, veral Hebreëus, en dis 'n moeilike taal. Sal ek hiervoor probeer vir julle lees, dan spreek ek dit verkeerd uit. Ek is verkeerd. Is ek vals? Nee. Ek spreek dit verkeerd uit. Verkeerd is 'n Bybelstudent wat sy eerste keer 'n kans kry om te preek voor 'n gemeente en die grootste klomp tjollos praat. Want hy is so opgewonde om die woord te verkondig en hy weet nog nie mooi hoe om alles te gebruik nie. Hy's nie vals nie, hy's verkeerd. Want na die tyd kan ons ouer manne hom aanspreek. Verkeerd is eenvoudig, ek lees die Bybel en ek lees 'n vers soos die Here is my herder. En ek interpreteer dit nie 100% soos wat Dawid dit miskien bedoel het nie, maar is nie vals nie, want die Here bly my herder. Vandag praat ek nie oor foute nie, ek praat oor valsleringe. So, ek wil sommer dit nou gou aanspreek, ek gebruik die woord moderne profete, en ek wil net noem, daar is nie so ding soos 'n moderne profeet nie. Baie mense gee hulle self die titel as profeet, groot profeet, klein profeet, major revivalist, maar daar is nie sulke goeders nie. Die Bybel het 'n spesifieke kriteria vir profete en apostels. Daar is nie so ding soos 'n moderne apostel nie. Die kriteria van 'n apostel is, hy moes Jesus met sy eie oë gesien het. Ons het nie. Ons het die woord, maar ons het nie Jesus gesien aan die kruis nie. En so is daar ook kriteria vir 'n profeet. So daar is nie so ding soos moderne profete nie, maar ek gebruik die woord moderne profete, want baie mense gee hulle self die titel. Nou, ons almal weet van die uitsprake wat gemaak is oor die maand van September 2025, nee. Ons almal weet daarvan. Wel, dit en die derde wêreldoorlog, want ek nou nie myself vooruithardloop nie. Ja, een van die groot uitsprake, kan jy vir my asseblief die monitors net afdraai? Dankie. Een van die groot uitsprake wat gemaak is Jesus gaan sy kerk omhaal die 23ste en die 24ste September 2025. Daar is al mense wat sê die derde wêreldoorlog gaan begin en groot ekonomiese verdrukking gaan begin. Nou het ek gisteraan, nadat ek my preek al voorberei het en al hierdie goed geskryf het, het ek nou gehoor, maar wag so 'n bietjie, die 23ste en die 24ste is nou verkeerd, want ons kalender se datums is nie reg nie. Okay, so dit gaan nog gebeur in die volgende paar dae, want dit moet net in lyn kom. Hulle het 'n fout gemaak. Ek wil nie sê wat se woord ek wil gebruik vir daai fout nie. Hulle het 'n valse fout gemaak. Nou, buiten daai twee goeders het daar baie ander dinge ook gebeur in die maand van September. Ons weet van die groot opstand wat nou kom teen Israel-Palestinië. Daar's nou groot mirakkels wat daar aan die gang is. Ons lees dat Trump is nou uiteindelik kwaad vir Putin en hy wil nou aksie neem. Dis ook goed wat gebeur het in die maand van September. September is nie 'n goeie maand in die kalender nie. Want baie groot dinge het gebeur. 9/11 het gebeur, hoeveel 20 jaar terug, nee, 24 jaar terug, my wiskunde nou reg is. Maar September is nie 'n goeie maand nie. En dan het ons ook Charlie Kirk gehad, wat geskied is vir die hele wêreld, omdat hy die waarheid gepraat het. Maar die daad nou gekom en gegaan, die uitsprake is nou gemaak, dis nou verby.
Ons het nie gebraai braaidag nie, want hierdie keel was toe al seer gewees, maar braaidag het gekom en gegaan. En hier is ons nou. Baie ouens vra vir ons vandag, okay, of baie ouens spreek vandag nou oor die eindtye. Ons is nou nog hier, wat nou? Dis nie waaroor ek gaan praat nie, maar die dag het nou gekom en die dag het nou gegaan. Sommige volgelinge van hierdie mislukte profesie sê nou dat God hulle net wil toets om te sien of hulle gehoorsaam sou wees. So die dag het nou gekom en die dag het nou gegaan. Die hoofseun wat hierdie ding gedryf het is nou weg. Ons weet nie waar hy is nie. Maar die volgelinge reg oor die wêreld, sy prefekte, sê nou die volgende. Nee, maar God het net ons gehoorsaamheid getoets om te wou sien of ek dit wat hy vir my sê gaan verkondig in die hele wêreld. Hy wil net sien of ek gehoorsaam is. Dis vals. Dis nie 'n fout nie. My fout is dat ek iets by die Here gehoor het en toe na die woord van iemand anders te geluister het op die TV. Dis nou die goed wat uitkom na die 24ste. Dis nou die goed wat ek hoor. Ek het gesê, nie ek, Philip nie, maar die persoon het gesê, die 24ste, klaar, ons gaan hemel toe. Nou het ek nie die datum regtig gehoor nie, ek het dit op die TV gehoor en toe het ek dit myne gemaak en gehardloop daarmee. Ek sal weer hierdie voorspellings maak as die Here dit aan my gaan openbaar. Ek sal aan hom gehoorsaam wees. Ek hoor hierdie goeders, ek lees hierdie goeders. Dis my werk om hierdie goeders te lees. Hoor hierdie ene. Hierdie is alles goeders wat ek gelees het wat mense gesê. Die engel Joshua. Ja, ek wil ook graag weet. Die engel Joshua het deur die nag aan my verskyning gesê, al hierdie goed wat nou verkondig word is die waarheid, waarsku my mense. Dis verbuiten die woorde wat gebruik is deur iemand. Die engel Joshua deur die nag aan my verskyn om te sê, alles wat die mense sê is toe nou die waarheid, waarsku my mense. Nou ek vra die vraag, hoekom praat ek nou vandag hieroor? Want nou, dink julle klaar, ek gaan klippe gooi, maar ek gaan glad nie klippe gooi nie. Dit is belangrik om hieroor te praat. Baie mense vra vir my, maar dit is nie so erg nie, om valse voorspellings te maak, om valse, wat is testimony in Afrikaans? Valse getuienis af te lê wat teen die skrif, dis nie so erg nie. Dis hoekom ek vandag hieroor praat, en ek wil vir julle vandag wys, wat sê die Bybel oor hierdie dinge. Nou, hoekom praat ek vandag hieroor? Het dit my enigstens beïnvloed? Absoluut glad nie. Toe ek die eerste keer hoor het ek gesê, spog, ek gaan nie hierna luister nie. En dit het my verder nie beïnvloed nie. So het dit my beïnvloed? Nee. Hoekom praat ek dan daaroor? Want die skade wat dit gedoen het, is groot. Ek lees so die laaste week van donderdag aand af tot gisteraand toe nou nog, lees ek so die mense, en ewe skielik kom die mense in opstand teen Christene. Julle het dit weer verkeerd gehad. Ons kan nie na 'n woord luister wat julle sê nie. Is dit skade? Ja. Dis groot skade. As dit is hoe julle optree, wil ek nie 'n Christen wees nie. So kom praat ek hieroor, want daar's groot skade gedoen en ek wil graag hierdie gemeente toerus om te weet wanneer iemand vals is en wanneer iemand verkeerd is. Kyk net na hierdie debakel wat gebeur het. Daar's 'n video wat ek kyk van 'n klomp mense in Kenia of Ghana of ergens in Afrika, is 'n hele bos vol mense wat daar staan met hulle hande in die lug en skreeu wat hulle wag nou. Dit het nie gebeur nie. 'n Week terug was Charlie Kirk se memorial diens. En ek wil gou vir julle die kontras verduidelik tussen waar en vals. Charlie Kirk se memorial is gekyk deur oor die 100 miljoen mense wêreldwyd. Okay, sit dit in konteks. 100 miljoen mense het sy memorial gekyk. Daar was blykbaar oor die 300,000 mense daar op die grond gewees vir die dag. Dit word nou betwyfel, maar kom ons sê dit is so.
100 miljoen mense het Sondag aand die suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor. Want elke persoon wat opgestaan het en gepraat het die evangelie van Jesus verkondig. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Sy vrou het opgestaan en sy die moordenaar vergewe. Wow. Herlewing. Daar's 'n geleentheid gegee vir mense om hulle harte en lewe vir die Here te gee. Hulle het nie hulle harte en lewe vir die Here gegee uit vrees uit nie. Soos wat die mense gedoen het met hierdie valse voorspellings. Die mense wat hulle harte daar vir die Here gegee het, het gedoen uit vrees uit, want wat as ek dit mis? Hierdie mense, Jesus Christus, aangeneem as redder en saligmaker, omdat hulle die liefde van Jesus beleef het, in vergifnis, en 'n land wat opstaan en sê, ons sal ons knie buig voor Jesus. Waarheid versus valsheid. Dit is snaaks dat hierdie albei gebeur het in een week, en dit is so mooi dat ons die ding kan kontrasteer. So kom ons kyk nou, wat sê die Bybel vir ons oor vals profesieë, vals woordbring? Want onthou, nou beskerm al hierdie mense, hierdie ouens wat hierdie valse woord gebring het en sê, hy is so lief vir die Here, ons moet hom vergewe en aangaan. Ok, ons gaan daarby kom. Hy het net goeie bedoelings gehad, hy het net die wêreld weer wakker geskit. Kom ons boek hom vir 'n optrede, want ons moet hom kry. Wat die wêreld wakker geskrik het, is Charlie Kirk se memorial. Toe die visiepresident van die sterkste land in die wêreld Jesus verkondig het, die een van die grootste joernaliste, seker nog ooit, Jesus Christus se naam verkondig het, toe 'n vrou wat sy man net vermoor is, opgestaan het en gesê, ek vergewe hom. Dis waar die krag hulle het. Maar nou beskerm hierdie mense en sê, ons mag nie klippe gooi nie, ons mag nie oordeel nie. Want ons, as ons onder sonde is, kan ons die eerste klip gooi. Nee, ons gooi nie klippe nie, ons praat. So kom ons kyk, hy het 9 goeders geïdentifiseer, wat die Bybel vir ons leer, hoe om te waak teen vals profesieë, teen vals woord. Eerstens, Jesus homself, sê agter my aan, Jesus die weg, die waarheid en die lewe. Jesus die weg, die waarheid en die lewe. Okay, Jesus, my persoonlike redder en saligmaker. Jesus, my persoonlike redder en saligmaker. Die koning van die konings. Die koning van die konings. Hy self het ons gewaarsku teen hierdie dinge. Okay, so hy het ons gewaarsku teen vals profesieë, teen vals, teen die leuen wat gespreek is. Nie een of ander pastoor wat hier voor staan in 'n Hawaiian t-shirt nie. Nee. Jesus self. Kom ons hoor gou wat het Jesus gesê. Matteus 24 vers 4 en 5 sê hy, Jesus het vir hulle gesê, wees versigtig dat niemand julle op 'n dwaalspoor bring nie. Baie mense sal in my naam met die aanspraak kom, ek is die Messias, en hulle sal baie op 'n dwaalspoor bring. Nou hierdie ouens het nou nie gekom en gesê hulle is die Messias nie, maar stellings is gemaak, ek was in die hemel voor die troon gewees en ek het hom aangesig tot aangesig gesien. Ek is 1,000,000% verseker, dit gaan gebeur. Ek het, soos dat ek en jy met mekaar praat, het ek Jesus dit hoor sê met sy mond, ek het sy lippe sien beweeg. Jesus waarsku teen hierdie dinge. Die Bybel het alles wat ons nodig het om goeie kinders van die Here te leef. Ons het nie al hierdie ander goeders nodig nie. Hy sê, wees versigtig. Dan gaan hy aan in vers 23 tot 25 en hy sê, as iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Messias of daar is hy, moet dit nie glo nie, want daar sal baie vals Messias en profete na vore kom. Hulle sal indrukwekkende tekens en wonders doen, om as dit moontlik sou wees, selfs God se uitverskorenes te probeer mislei. Let goed op, ek het julle vooraf gewaarsku. Gooi ons klippe om te sê hierdie mense was vals? Nee. Ons sê net die Bybel sê julle was vals. En as ek die skrif gebruik en die skrif stem saam met wat ek sê,
dan is dit wat ek sê die waarheid. As ek iets sê en dit is nie in lyn met die skrif nie, dan jok ek. Die skrif jok nie. So hierdie ouens het claims gemaak wat nie in die skrif staan nie. Die tweede ding, en ek gebruik nou hierdie spesifieke eindtydprofesie en so as 'n voorbeeld, maar daar is baie ander voorbeelde wat ek kan gebruik, maar omdat hierdie nou vars is in ons gedagte, praat ek nou spesifiek vandag oor hierdie. Die Bybel sê, tweede, niemand ken die dag of die uur nie. Julle het dit al seker gelees. Nou wil ek amper vra met teken van hande, wie het geglo dat dit die 23 of 24 gaan wees? Moenie jou hand opsteek nie. Maar die Bybel het gesê, niemand ken die dag of die uur nie. So, nie eers die, ek gaan nou daarby kom, wacht, nou nie dinge vooruit hardloop nie, maar my. Die Bybel sê dit, maar hierdie ouens verkondig die teenoorgestelde. Is hulle verkeerd, of is hulle vals? Nee, hulle is vals. Hulle is vals eerste, en dan verkeerd. Matteus 24:36 sê vir ons die volgende, tog ken niemand die presiese datum en tyd wanneer hierdie dinge sal gebeur nie. Ook nie die engele of selfs die seun nie. Dit weet net die Vader. So verkeerd sou gewees het. Jesus weet wanneer die eindtyd is. Dit sou verkeerd gewees het vir my om dit te sê. Vals nee, want ek het net dalk hierdie gelees. Ek het kan sê, niemand weet die uur nie en die minuut nie. Net Jesus en die Vader weet dit. Dit sal verkeerd gewees het. Om te sê, ek weet wanneer die dag is vals, want die Bybel sê, niemand weet die uur of die tyd nie. Nou, ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gebruik, want hierdie is nie die eerste keer wat hierdie tipe voorspellings gemaak is nie. Bear with me. Die eerste voorspelling wat ek kan optel, en ek het nou nie in diepte, en daar so baie, William Miller, die groot leerstelling, 1844, sy voorspelling, William Miller se voorspelling, Christus sou terugkeer tussen Maart 1843 en Maart 1844. Later aangepas na Oktober, 22 Oktober 1844. So hierdie storie is nie nuut nie. In 1843, 42 het William Miller gesê, dit is daai tyd, die einde. Dit is nou 170 jaar later, nee. Die uitkoms van hierdie valse voorspelling van hom is 10.000 Milleriete het hulle besittings verkoop, so dit Milleriete is die ouens wat nou hom gevolg het as die Messias, het hulle besittings verkoop en in wit gewade gewag. Niks het gebeur nie. En die nagevolge van dit is die stigting van die Sevendaagse Adventiste kerk gewees. 'n Kerk is begin op 'n vals profesie. Miljoene mense volg hulle tot op die letter. Die tweede ouens, die Jehovah's Witnesses, het veelvuldige datums, baie datums, tussen 1874 en 1975 voorspel. Die uitkoms is, elke datum het opgemerk verbygegaan, wat tot leerstellinge, veranderinge en teleurstelling gelei het. Elke slag, as hierdie ouens 'n voorspelling maak wat vals is, kry mense seer. Meer as dit, die kerk van Jesus Christus kry seer. Die kerk van Jesus Christus is Bybels. Hierdie vals voorspellinge is nie. Ons hart loop eerder agter dit aan, of nie ons nie, maar die mens, as wat ons agter 'n Bybelse instelling in haar loop, laat dit insin. Hierdie ou Edgar C. Winson het 88 redes waarom die wegraping in 1988 sal plaasvind. Hy het geskryf, wegraping 11 tot 13 September, 10 September, nee. Mense het hulle huise weer eens verkoop, maar hy
het na die tyd miljoene boeke geskryf en verkoop en hy het stinkryk geword uit sy valse voorspelling uit. Hierdie is nie die eerste keer nie. Harold Camping, 'n radio-evangelis het gesê 1994, 2011, 6 September 1994, hy het dit aangepas na 29 September en toe die 2 Oktober 1994. Toe later 21 Mei 2011 en hy het dit weer aangepas na 21 Oktober 2011. Mense het hulle werke bedank. Mense het hulle huise verloor. Ek onthou, jare terug sit ek in Harties by Jasmijn en daar's 'n koffieshop en ek sit en ons kyk so uit oor die berg en ek het 'n afspraak met iemand en hy sê vir my, sien jy daai huis daar teen die berg? Ek sê vir hom, ja, ek sien dat ek ken nie die mense nie. Hy sê, daai mense, dit is nou hier 2010 rond gewees, nee. Hy sê, hierdie mense wat daar bly, sukkel vandag nog om hulle skuld af te betaal. Want hulle het geluister na een of ander valse profeet in 1988. Hulle het motorbote, speedboats gaan koop, hulle het skuld gemaak. Hulle het goed gedoen wat hulle nie moes gedoen het nie. Dis vandag, oor 20 jaar later, en hulle sukkel nou nog om my skuld af te betaal. Nou vra ek die vraag, is dit gevaarlik om na hierdie goeders te luister? Julle moet hier op die punt van julle longe, want ek kan nie skreeu nie, ja, is gevaarlik om na hierdie vals lerende te luister. En dan die laaste voorbeeld wat ek gebruik is, pastore Joshua en Kie. Want Joshua is ons nou die man wat gesê dit is nou, die 23 en die 24 September, en nou het hy net gesê, die kalender is verkeerd nie, hy is verkeerd nie. Hy het gesê, Jesus gaan terugkom tydens die fees van trompette wat nou gebeur het in Israel, en mense het gekyk na die bloedmaan wat 2 weke terug gebeur het, en mense het na dit gekyk, want dit is mos die tekens van die tye. Jesus het gesê, ons lewe in die laaste dae. 2000 jaar terug het hy dit gesê, alles van die laaste 2000 jaar gebeur het is geboortepyne van die eindtye. Maar elke slag van een van hierdie ouens opstaan, dan bring hulle iets na vore die bloedmaan. Hoeveel bloedmane was daar nie al gewees nie? Dit was mooi, ons het dit gekyk. Dit gebeur nie gereeld nie, maar daar was al baie gewees. Maar hy het 'n voorspelling gemaak en die ouens het op die bandwagon geklim. Maar nou is hulle bespotting. Hulle as mens is nie die probleem nie. Die kerk van Jesus Christus is nou 'n bespotting. Ek herhaal dit weer, ek sien hoekom die mense in opstand teen die kerk. Ja, julle Christene, julle is net 'n klomp leenaars wat nou. Handelinge 1 vers 7 sê Jesus self, maar hy, Jesus, het hulle geantwoord. Dit is nie vir julle om die tye en die spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Hoekom sukkel ons om te onderskei tussen vals profesieë en die waarheid as dit so duidelik soos daglig in die woord van God staan? Want die vyand het dit reg gekry dat ons die woord van God betwyfel en eerder luister na hierdie manne wat kom in hulle dierkarre met hulle mooi stemme. Ons moet versigtig wees. Ek sê hierso om te beweer dat iemand die seisoen ken, 'n woord ontvang het, of in hulle gees voel dat die wegraping naby is om Jesus se woorde direk te weerspreek. Dit is nie bloot 'n fout in oordeel nie. Jy maak God uit as 'n leenaar. Jy sê, deur om hierdie goeders te verkondig, God, ek maak jou uit as 'n leenaar. Ek is meer spesiaal, want ek is uitgekies om 'n waarheid te ken wat die engele en Jesus self nie eens weet nie. Dis gevaarlik om na 'n leuen te luister. Dis gevaarlik, dis maklik, want 'n leuen challenge jou nie, 'n leuen druk jou nie in 'n rigting om te verander, om te groei nie. 'n Leuen hou jou maar net in 'n tronk, dit hou jou net vasgevang. En dit is makliker om na hierdie ouens te luister. Hoekom wil God nie vir ons sê wat is die dag en die datum nie? Hoekom? Hy wil hê ons moet nou in oorwinning lewe, mense. Hy wil hê ons moet nou in 'n lewendige verhouding met hom lewe. Hy wil nie wag tot 10 minute voordat hy kom dat die hele wêreld hulle harte vir hom gee nie. Want dan is dit nie
in elk geval nie die regte idee nie. God wil hê ons moet nou ons harte en lewe vir hom gee en ons saak moet hom regmaak en in oorwinning lewe. Want die woord van God sê as ons sy kinders is ons nuwe skepsels en dan is alles wat hy ons beloof 'n deel van ons pakkie hier op aarde. Hy wil hê dit moet goed gaan met ons. Hy wil nie hê ons moet in vrees lewe nie. Maar as jy luister na die leer, as jy bietjie in 'n tronk, maar dit is maklik, want dit challenge jou nie om te verander nie. My vraag is net, tussen die twee, die memorial service waar al duisende mense opgestaan het en hulle harte en lewe vir die Here gegee het, teenoor al hierdie valse voorspellings, hoe die mense het hulle harte en lewe vir die Here gegee. Rarig het hulle, want die Bybel sê jy gee jou hart en lewe vir die Here deur geloof nie deur vrees nie. Nou het mense hulle harte en lewe vir die Here gegee deur vrees. Is dit genuine? Wel, dankie. Waar is al daai bekeerlinge? Waar is al daai honderde duisende mense wat nou konsyns in hulle harte en lewe? Is hulle in 'n kerk vandag? Nee. Hulle sit by die huis. Want dit is maklik om by die huis te sit en na hierdie ouens te luister. Jesus sê, dit is tyd dat ons na die waarheid begin luister. Die derde punt is, valse profete moet getoets en aanspreeklik gehou word. Hoor julle wat ek sê hierso? Valse profete moet getoets en aanspreeklik gehou word. Dink julle dit kom uit my mond uit hierdie? Nee, kom ons hoor gou Deuteronomium 18:22 sê, as die profeet iets in die naam van die Here sê en dit nie gebeur nie, dan het die Here nie daardie boodskap gegee nie. Ja, dit is so eenvoudig, nee. Die profeet het dan uit sy eie gepraat en jy hoef nie jou aan hom te steur nie. Maar die mense steur hulle self aan hierdie ouens in rye. Hier sê God, want die woord is deur God geïnspireer, so dit is God se hart wat hier praat, dit is God se woord hierdie. Sê, as hy iets sê wat nie die waarheid is nie, is hy vals. Dan moet ons nie na hom luister nie. So is dit klippe gooi om te sê, ek sal hierdie ouens nie 'n platform gee hier nie. Nee, dit is nie. Hoekom? Want ek is die herder hier en ek gaan julle nie blootstel in nie. Deuteronomium 18:20, hierdie is 'n moeilike een en ek gaan dit nou verduidelik. 'n Profeet wat in die naam van God praat of wat valslike aanspraak maak om namens my te praat, moet sterf. Dis harde woorde. Eina, ja. Nou ek sê hierso om net 'n bietjie dit sagter te maak. Ons leef nou nie meer onder die burgerlike wet van Israel nie. So, dit was 'n Israel ding gewees, maar geestelik is hierdie nog steeds die waarheid. As iemand valse getuienis bring, as iemand 'n leuen verkondig, moet ons hom vasvat. Dit is ons opdrag as die liggaam van Christus. Vierdens, God toets nie deur misleiding nie. God het aan hom verskyn en hy het gekyk het of hy gehoorsaam sou wees. Dis 'n leuen uit die put van die hel uit, want God toets nie deur 'n leuen nie. Hoor gou wat sê 1 Korintiërs 14:33, hy sê God is nie 'n God van wanordelikheid nie, maar van onderlinge harmonie, soos dit die geval is in al die gemeentes. God is nie 'n God van wanorde nie. God is nie 'n God wat leuns gebruik om jou gehoorsaamheid te toets nie. Daar is hierdie mooi storie in Genesis 22. Ons almal ken die storie. Nee. Het God vir Abraham getoets deur hom te mislei en om hom te jok? Gaan op en offer. Het hy hom mislei? Nee. God sal ons altyd toets in die waarheid en dit sal altyd lei na voorsiening, nie na leuns toe nie. So ons kan nie sê, God het my net getoets, of ek gehoorsaam sal wees om die leuen te verkondig nie. Nee, dit is vals. Ons gaan aan nommer 5, gehoorsaamheid is gegrond in waarheid. Dit bou nou op die vorige punt. Gehoorsaamheid is gegrond in waarheid, nie in 'n leuen nie. Ek kan nie in 'n leuen vashou en hardloop met 'n leuen en gehoorsaam wees daar nie. Nee, dan is ek ongehoorsaam.
Want gehoorsaamheid kan net gegrond wees in die waarheid. Oorgegooi hier so Handelinge 17 vers 11. Hy sê die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. En hulle het met groot belangstelling na Paulus se boodskap geluister. Hoor nou hierso. Hulle het elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus en Silas sê. Toets wat gesê word in die waarheid van God se woord. Kom is al hierdie ouens vals. En ek praat nie nou van ons sanger, wenners nie. Ek praat van die hele groep mense wat ek sê vals is want daar is vir hulle gewys uit die skrif uit. Ouens, julle is besig om die waarheid te verdraai en hulle het gesê, die Here het aan my gehoor. Weereens, hulle het hulle bo die woord en die waarheid van God gesit. Toets alles in die woord van die Here. Ek sê hierso om Jesus se eie woorde te ignoreer en 'n valse profesie aan 'n toets te aanvaar is nie geloof nie. Dit is geestelike manipulasie. En ek wil nou nie sê wat is die uiteindes van hierdie nie, maar dit is manipulasie. Want kyk nou wat gaan gebeur. Dis al wat ek sê. Verantwoordbaarheid is Bybels, dis nie weet nie. Vir ons as liggaam van Christus om hierdie ouens verantwoordelik te hou vir dit wat hulle gesê het, is nie wreed nie. Dit is nie klippe gooi nie. Dit is Bybels. Maar ek hoor hierdie gereeld, te gereeld. Moenie oordeel nie. Hulle bedoel dit goed, maar die skrif leer ons om te onderskei en te korrigeer. Ek hoor gereeld die mense sê, nie oordeel, hulle bedoel goed. Ja, jy kan goed bedoel, maar as jy 'n leuen verkondig, as jy 'n leenaar, en ons moet jou help. Maar hier is die probleem. Hier is die probleem. Ek het al in die 5 jaar wat ons hier geraak het, is amper 5 jaar. Ek al hoeveel keer met ouens gesit en vir hulle gesê, ouens, hoor gou wat sê die Bybel. Julle is besig met iets wat teen die woord van God is. Spring hy ouens op en dan wil hulle vuis slaan. Ja, ek judge julle nie en ek jaag hulle nie in die kerk uit. Nee. Die Bybel sê ons moet mense reg help. Kom ons hoor wat sê die skrif. 1 Johannes 4 vers 1 hy sê geliefdes, moenie sommer almal glo wat daarop aanspraak maak dat hulle deur die Gees optree nie. Toets hulle om te bepaal of hierdie bepaalde gees sy oorsprong by God het, want daar het reeds baie valse profete in die wêreld gekom. 1 Timoteus 5:20 sê enige een wat Sondag moet voor die hele gemeente berisp word, sodat die ander ook op hulle hoede kan wees. Dit sê die Bybel. Maar dan doen ons dit, dan kom ons in opstand, julle jaag ons uit die kerk uit en julle gooi klippe. God se woord sê, ons moet mekaar help. Om mekaar reg te help is nie verkeerd nie. Ek en Rory sit nou die oggend en drink koffie en hy spreek in my lewe in. Soos 'n pa vir sy kind sal sê, hoorie, kyk 'n bietjie hierna, kyk 'n bietjie daarna en ek het 'n keuse gehad. Ek wip myself, maar alles wat hy gesê het was die waarheid, so ek moes geluister het. Ons moet ophou. Op 'n punt kom in ons lewe waar elke slag as iemand die waarheid verkondig, dan sê nie, julle kyk, julle gooi die klippe, julle jaag net weg. Sê hierdie, Lukas 17 vers 3, gee ag op julleself. As jou broer aanhou sonde doen, wys hom tereg, en as hy tot inkeer kom, vergewe hom. Ons moet mekaar help. Onthou, ons werk nie met die tydelike hier nie, ons werk met die ewige hier. Ons moet mekaar reg help. Verantwoordbaarheid is nie liefdeloos nie. As ek iemand aanspreek en sê, luister, Joma, jy is besig om heeltemal die merk te mis, dit wat die Bybel sê, is dit nie liefdeloos nie. Dis meer liefde om waarheid te praat, as om net te laat gaan. Ek weet mense hou nie daarvan nie, ek weet mense
wil in opstand daar kom, want 'n leuen is makliker as die waarheid, maar waarheid bring ware transformasie. Dit is gehoorsaamheid om mense verantwoordbaar te hou. Dit beskerm die kudde en eer die waarheid van God se woord. Ons is amper klaar. Goeie bedoelings verskoon nie valse leer nie. Ek het dit aangeraak, maar hoor wat sê Paulus, 2 Korintiërs 11:13-14, want sulke mense is valse apostels. Hulle is bedrieglike werkers, wat voorgee dat hulle apostels van Christus is. Geen wonder nie. Satan self gee immers voor dat hy 'n engel van die lig is. Hy kan goed bedoel, maar hy kan luister na die duiwel. Hier sê die Bybel dit. Satan kan hom voorgee as 'n engel van die lig. Nou vra ek die vraag, al die ouens wat hierdie valse woorde gebring het, die valse profeseë gegee het, wie het aan hulle verskyn? Jesus? 'n demoon? Satan? Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê so, dis lynreg teen die woord van God. Misleiding kom dikwels vermom as opregtheid en godsdienstige taal. Daarom moet alles in die woord getoets word, nie aan emosie of intensie nie. Tweede laaste punt wat ek wil maak. Ware profete wys na Christus, nie na hulle self nie. En as ek nou weer sê ware profete, daar is nie so titel nie, maar ware mense wat die woord verkondig, wat lief is vir Christus, ware mense wys altyd na Christus toe, nie na hulle self toe. Ek praat in die week met 'n ou. Ek het so gebruik, ek Facebook, ek kyk wat se gemeentes is daar wat onsize gemeentes is, dan bel ek die pastoor en dan praat ek so uur of uur en 'n half met hom en ek hoor hom, waarmee is julle besig? Wat werk vir julle? Wat werk nie? Wat kan jy in my lewe inspreek wat ek kan beter doen en as jy 'n vraag het vir my, kan jy ook vra. Ek bel in die week 'n ou, ek vra vir hom, julle sit in 'n stad, een van die grootste stede in die land, maar dit lyk of julle 'n klein gemeente het. Ek van die vrymoedigheid ek bel hom, ek sê vir hom, pastoor van Graafrenet gemeente en ek wil maar net bietjie met jou gesels. Ek sê vir hom, dit lyk of jy in 'n stad is. Ja, hier so 60-70,000 mense om ons. Ek dink, heerlik, kyk, impak. Halleluja, daar skole en alles. Ek vra vir hom, waarmee hou jy jouself besig? Nee, ons ry nie uit na skole toe nie. Ons ry nie uit na die gemeenskap toe nie. Ek vra ook, hoe groot is julle gemeente? Nee, ons het so 30 op 'n Sondag. Ons was op 'n stadium 120, maar ons is nou 30. Maar dit wys vir my, ek is besig met die regte ding, want besoekers kom na my toe en sê, pastoor het ons vandag bang gepraat. Dan weet ek is besig met die regte ding. En ek bou in elk geval nie kerk nie, ek bou net koninkryk. Right, nou praat ek in hy lank. Nou vra ek vir my, as jy dan nou niks doen nie, waarmee hou jy jouself oor? Nee, ek het 'n videoboodskap wat uitgaan, elke dag, wat 4000 mense bereik. 'n Ware profeet wys na Christus toe, en is in lyn met Christus se woord. Jesus se hart is dat die kerk sal ontplof. Kan ek 'n amen kry hier? Want dis die waarheid, nee. Harde, amen. Julle moet heeldag wees met hierdie goeders. Jesus se hart is dat die kerk sal ontplof, want die kerk is sy hart. Hierdie ou sê, nie kerk nie, speel nie kerk nie, gaan nie na skole toe nie, dit is 'n waste of time, ek doen niks nie, ek stuur hierdie een boodskap uit, waaroor gaan dit? Sy woorde aan my is, want, ja, sy woorde aan my is, die meeste van die gemeente se inkomste kom deur my video's. Dan wonder ek, Jesaja 8:20 sê, gaan terug na wat die Here gesê het en beveel het. As julle nie daaraan steur nie, is daar geen toekoms vir julle nie. Kom ons begin terug te gaan na wat die Here gesê het. Jesus Christus. Kom ons gaan terug na wat hy gesê het. Want as ons nie doen wat hy doen, wat sê hulle, is daar geen toekoms vir ons nie. Laaste, nog die laaste nie. Ek sê hierso, ware profete trek nie aandag na hulle self toe nie. Hulle is humble, dit gaan nie oor hulle nie, hulle wys na God toe, na bekering.
na heiligheid en gehoorsaamheid, vals profete bou volgelinge, verkoop boeke, begin YouTube-kanale en trek aandag na hulle self toe. Ek vra die vraag, as iemand my bel en hy vra, dit is vir my eenvoudig, as iemand my bel en vra, kan ek Sondag hier by jou kom preek, ek wil jou 'n bietjie afgee, en sê jy gee my nie af nie, dis my enigste kans om met die gemeente te praat, so jy gee my nie af nie, steel my tyd. Dan ek wil kom praat, sê ek, okay, by wat se gemeente is jy ingeskakel? Ja, ek beweeg nie in die gemeente. Sê, okay, kan ek na jou goed gaan kyk? Ja, sekerlik, my website, en is dit die ou se naam, .com. Waar is die fokus? Ouens, ek weet hier is 'n harde woord, maar jy moet luister, want ons mense word verlei en die skade is groot. Jesus roep mense tot bekering. Hierdie ouens stoot mense weg van bekering af. Laaste punt. En julle almal het hierdie my al 100,000 keer hoor sê, fokus altyd op die absolutes van die skrif. Wat beteken die woord absoluut? Die waarheid, daar is nie iets anders nie, dit is absoluut, resoluut, dis vas, dis sterk. Fokus altyd op die absolutes. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig. Hy en hy sê ook die verkeerde te weerlê, om ons reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle goed toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Fokus op die absolutes van die skrif. Dis hoekom mense partykeer vir my sê, ek het 'n eenvoudige teologie. Teologie beteken studie aangaande God. My teologie is eenvoudig, want dit fokus op die absolutes. As die Bybel dit nie vir my duidelik sê, duidelik genoeg dat ek dit nie die eerste keer as ek dit lees verstaan nie, dan is ek versigtig. As ek moet lettergrepe uit 'n boek uit gaan haal en elke 7de woord se eerste letter moet vat en woorde te probeer maak en 'n rapietelling moet gebruik om die skrif te gebruik, dan bevraagteken ek dit. Fokus op die absolutes van die skrif. So hoe leer ons of iets vals is of nie? As die Bybel dit sê, dan is dit die waarheid. As die Bybel dit nie sê nie, dan is dit nie die waarheid nie, dan is dit verkeerd of vals. So ten slotte, ten afsluiting, vra ek die vraag vandag, gooi ek klippe? Nee. Ek waarsku die heiliges, die kerk van Jesus Christus, om op julle hoede te wees. Om versigtig te wees na wie julle luister. Ek gooi nie klippe nie. My hart is dat daai mense sal tot bekering kom, want dis wat nou moet gebeur. Jammer sê en jouself te probeer verduidelik hoekom jy 'n fout gemaak het, is nie ware bekering nie. Jammer sê voor die Here gaan lê en sê, Here, ek sal my mond van nou af toehou en ek sal my bepaal by my trou. Skoenmaker hou jou by jou lese en ophou sulke uitsprake maak. Dis ware bekering. Dis metanoia. So, ek sal nie klippe gooi hier vandag nie, ek waarsku net. Waarsku julle om versigtig te wees vir wie julle luister. Tweede vraag wat ek vandag wil vra, is daar genade en vergifnis vir hierdie mense? Ja. Jesus se genade is oneindig. Sy liefde is oneindig. Daar's vergifnis en genade vir hierdie mense. Jesus sê, as jy regverdig is en jy's getrou en jy vra vergifnis, is ek regverdig en getrou en ek sê die sonde so ver in die ooste van die weste of van die weste na die ooste, noorde na die suide toe wegvat. Maar jy moet tot bekering kom. Jy moet ophou. Die probleem is, baie van hierdie ouens is dit 'n patroon, hulle gaan net aan en aan en aan. En dan sluit dit af met hierdie vraag en dit is vir jou. Waar moet jy jou gedagtes en lewe herbly? Waar het jy vals lering aangeneem
en jy hardloop met daai valslering. Waar het jy in jou gedagtes goed begin doen en begin dink wat nie in lyn is met God se woord nie? Wat moet jy in jou lewe herbelei? Kan Jesus vandag vir jou kom herstel? Ek wil julle moet julle oë sak, of julle koppe sak en julle oë toe. Ek wil jy moet eerlik met jouself wees vandag en vir jouself die vraag vra, het ek al die liefde van Jesus Christus beleef? Het ek al soos Paulus dit vir ons duidelik maak, Jesus Christus aangeneem as my koning, my redder, bely dat hy gekruisig is, gesterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemele. Het ek dit al werklik waar gedoen? Die Bybel sê, as jy dit doen, dan sal jy die ewige lewe ontvang. Met jou hart glo, met jou mond bely, sal jy gered word. My vraag is vandag, terwyl almal se oë toe is, koppe gebuig is, nie uit vrees uit nie, maar uit liefde, genade, blydskap uit die heerlikheid van wie Jesus Christus is daar iemand wat vandag daai keuse wil maak? Ek wil jou uitdaag, steek jou hand op, niemand gaan sien nie, ek gaan sien, Jesus gaan sien. Enigiemand, jy hoef nie skaam te wees nie. Dankie. Dankie, halleluja. Nog iemand? Yes, halleluja. Amen. Nog 2 sekondes vir jou. 5 sekondes vir jou. Here Jesus, baie dankie vir die hande wat opgegaan het. U woord, Jesus Christus sê, as jy getrou is, ek sien jou hand, dankie, ek kan maar dit saak. As jy getrou is, en Jesus bely, sal jy gered word. So dis 'n eenvoudige gebed wat ek wil hê julle moet agter my aanbid. Ons noem dit in die kerk 'n sinner's prayer. Ek wil julle net help om die regte woorde in julle monde te sit, maar dit wat julle nou gaan bid, moet julle met julle harte en met julle gedagtes bedoel. Here Jesus Christus, sê agter my aan. Vandag kies ek om U my koning te maak. In lyn met wat die woord sê ek vandag, ek bely dat U gesterf het vir my sondes aan die kruis, dat U my vrygemaak is, dat U begrawe is, dat U opgestaan het, opgevaar het, en dat U lewe. Vandag maak ek U my koning. Vandag kies ek om vir U te lewe, en nie meer vir die wêreld nie. Julle ook kan net so toe bly. Ek wil hê, jy moet nou jou hart deursoek, en vir jouself vra, wat is daar, wat ek in belydenis moet bring, en ek gaan vir ons bid. Here Jesus, my gebed is so, dat ons alle valsheid, en alle dwaalleringe sal afskud. Here, ons gooi nie klippe nie, ons praat nie sleg van mense nie, my gebed is dat elke persoon tog tot bekering sal kom, en hulle hart vir U sal gee, en vir U sal lewe. So ek is nie teen enige iemand nie. My gebed is vandag nie, dat elke vals lering sal sterf. En dat ons 'n gemeente sal word, wat sal fokus op die woord en U woord alleenig. Die absolute, onfeilbare, kragtige, lewende woord van die Vader. Heilige Gees, ek vra dat U ons harte sal sag maak vandag. En dat ons eerlik met onsself sal wees, dat ons sal besluit wat moet sterf en wat moet lewe. En ek vra dat U dit nou vir ons sal openbaar en met ons sal werk.
Dis my gebed in die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Kan ons sê Jesus leef? Yes. Amen. Mense, ek gaan dit uit julle reg kry, 'n bietjie meer lewe. Kan ons sê Jesus leef? Jesus leef. Kom hulle weer